Hallo allemaal, kan jullie mij goed horen? Diepsee is een huldigingsbundel vir Sissie vir haar 80ste jaar. Nou, ek wil net gou die agtergrond tot dit gee. Ek het groot geword in Namakoland en Sissie Kotse, sal ek sê, is die skrywer saam met wie ek die langste pad kom as het ware as leser. Wat ek onthou toe ek het altyd haar stories in huisgenoot gelees toe ek nog op school was. En sy het vir 18 jaar stories geskryf, stories gepubliseer, vervolgverhale en voor haar eerste bundel uitgegee is Halfkrone vir die Nagmaal in 1982. En die spesifieke storie Halfkrone vir die Nagmaal onthou ek tot vandag toe nog en ek onthou ook die gevoel wat die storie by my geskep het destyds. En as kind sou ek natuurlijk nooit kon dink dat ek eendag die voorreg sal hê om haar redakteur te wees nie. Maar so is Sissie een van my gunsteling skrywers en daar is ook nou 'n streeks loyaliteit daarby, moet ek sê. Die van ook toe ek 'n kind was, maar ons is nie familie nie. En ek dink 2011 het ek, dis nou waar die idee vir die bundel ontstaan het, moes ek voorbereiding doen vir 'n woordgeesgesprek met Sissie en Hermine Satner. En toe ek nou na haar biografiese inligting kyk, sien ek maar Sissie is baie binnekort 80. En daar ontstaan toe die idee by my van 'n huldigingsbundel vir haar. So ek het toe nou die idee destyds nog aan Kwela voorgelê en uiteindelik het ons nou hierdie pragtige boek. Nou Sissie, jy is nou onlangs 81 geraak. Is dit skryf wat jou nou so jonk hou? Ja, ek het nou 81 geraak en ek weet nou nie of die skryf is, maar weet jy, 'n mens moet 'n doel hê om voor te lewe. Jy moet, ja. En ek dink dit is... Ekskuus tog. Ja, die skryfwerk inspireer my tot lewe en tot vreugde vir die lewe. So ek dink die skryfwerk het iets daarmee te doen. Alhoewel ons is mense wat baie oud word, ons familie, hulle gaan nie dood nie. Want ek kan Dis 'n tamelike kenmerk van daai harde wêreldse mense. Diegene is van so 'n aard dat hulle lank lewe of kan uithou. Ek het nou onlangs vir jou opkyk net gesien op die kat, waar jy jou allerpragtig was. En daar, op TV gele mens was net so lusmakertjie vir 'n ding. En daar het jy vertel van waar jy die eerste keer gedink het aan, toe jy nog op skool was, en iets wat jy te lees gekry het deur 'n onderwyseres, wat jy toe gedink het, maar ek kan mos ook skryf. Ek wil nou meer die detail van daai storie hoor, want ek het nie daai 2 sinnetjies gehoor. Ek het net die 2 sinnetjies gehoor. Weet jy, dis iets wat my lewe lank, en ek het al so by, ek weet nie, lewe Annie Schumann nog? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink sy is oorlede. Ja, maar, toe ons kinders gelees het op Vriendal in die hoërskool, jou leesstof was baie beperk, en die goeie leesstof. Die skool se biblioteekie was ook maar love stories geweest. En hier in matriek, ek was 16 jaar oud geweest, toe ons 'n onderwyser gehad, hy was 'n geskiedenisonderwyser, en hy het ons seker as 'n patetiese spulletjie gesien, wat nou net die rooi rose lees en sulke goed. En hy het begin in matriek, om vir ons voor te lees, uit Annie Schumann se kort, dis so 'n kort essay bundel geweest. Nou het ek ongelukkig die naam daarvan vergeet. Maar weet jy, toe hy dit vir ons begin lees, ek het heeltemal in vervoering gegaan, want sy skryf toe daaraan as sy as jong student op Stellenbosch, en hoe hulle in die winter die dennebolle waarmee daar vuur gemaak is, en die goed wat vir haar toe dink ek vir myself, dis nou die pragtigste goed om oor te skryf, want dit beteken vir haar iets, sy die kennis daarvan, en dit is vir haar van waarde. En toe dink ek vir myself, ek woon op Doringbaai, waar daar niks is nie. Maar dit is 'n plek wat so in jou hart, want jy is daar gebore, jy het jou wortels daar. En hier het jy die see, en jy die verskriklike winde wat baie erg is, en jy die son, en die verrukking van 'n enkele reënbui wat daar kom, want dis
harde wêreld sonder water. En dan dink ek by myself, as hierdie Annie Schumann hierdie pragtige, gevoelvolle essays kon skryf, dan wil ek dit ook nog eendag doen. Ek wil nie goed skryf wat vir my van betekenis is, wat vir my van waarde is. En ek wil eers later, dit het nou lang geneem voor ek daarby uitgekom het, maar dit was vir my, dit het my aangespoor daartoe. Ek het altyd daaraan aangedink, maar eerst so goed wat ek geskryf het ook, was net oor die see. Ja. En die ironie is dat jy self nie by die see groot geword het nie, is jy in Hopefield wat mos nou baie naby aan die see is, maar julle plaas het nie gegrens aan die see nie. Nee, ek was 'n jaar oud toe my pa hulle na Doornbaai getrek het. So jy het tegnies al groot my geword. pa was plaasmense, maar ek was nie. Ja. Ek het van my eerste jaar af by die see gewees. Ek sien. Ja. Dit is miskien 'n bietjie misleidend as die mense nou die dinges lees. Hoe noem mense? Biografie lees, ja. So wat was jou eerste storie wat gepubliseer is? In die ou dae by Tafelberg dan word dan nou keerders afkeerbriewe nou maar geskryf, en dan was daar 'n frase wat graag gebruik is deur mense soos Dani Botha, wat dan gesê het vir die afgekeerde skrywer, voordat u publikasie vreugde kan smaak. Nou wanneer het jy die eerste keer publikasie vreugde gesmaak? Watter storie was dit en ongeveer wanneer? Ja, dit is baie lank terug. Nou kan ek nie vir jou die datum sê nie, die jaargetal nie, maar ek kan nou vir jou sê, 'n kind van my was omtrent 3 jaar oud geweest. Toe sien ek kaas, my man was mos nou op die see. Toe sien ek nou kaas om nou saans, hy het vir my tikmasjien gekoop, en toe oefen ek nou op die tikmasjien. Toe was Audrey Brino en haar man was met vakansie of vir een of ander missie was hulle in Amerika geweest, en toe skryf ek iets vir haar rubriek. Wat was dit geweest? ABB of iets van die aard, wat in die Sari geweest het. En toe word maar ek kan nie meer wacht 'n bietjie. Skoppensboer was die stukkie se naam geweest. Ek voel dit dramaties geweest. Maar dit val sommer om die dood daar. Maar ook dit was vir my ook die hinkering. Terug na Lambertsbaai, waar ek en my man getroud is, waar ons 'n paar jaar gewoon het, en waar ek nou lang jare my ouers gebly het. Toe is dit vir my so lekker om oor daardie wintersatmosfeer in die see en die tragedie wat daar kom saam met die see, daar altyd sterftes en goedes. Ja. Toe is dit vir my so lekker om, ek skryf dit toe en hulle aanvaar dit so waar en hulle publiseer dit daarso. Nou kyk, daarvan het ek nou nie eens geweet nie, maar om in die plek van 'n Audrey Brino rubriek aanvaar te word, terwyl sy nie die rubriek aan waarneem nie, is nogal iets. En ek nog glad niks aan skryfwerk al nie. Wel duidelik, jy weet, ek sê altyd met skryf is dit maar soos enigiets anders, jy het dit, maar of jy het dit nie, en van daaraf kan jy met dit werk. Maar dit was om my verbintenis met die Sari, met die tydskrifte geweest, wat vir baie jare aan. O, natuurlik. Ja, so jy het maar jy het nog nie gepubliseer daar? Nee, ek het in die tydskrifte gepubliseer, maar glad nie dinges nie. Nee, ek het nie eens daaraan gedink nie. As ek vir julle moet sê, hoe my publikasiestorie gewerk het, dan sal iemand nou op 'n bers moet gee om op my kop te gooi, want ek liefs skanne gemaak. Van? Wat toe man? Wie skanne van wat? Wil julle dit hoor? Natuurlijk. Ek het dit al 'n paar maal vertel, maar dat bespreek die mens mos nou. Dis 'n vloekwoord, ek gaan dit nie weer gebruik nie. Dan het ek jare vir die Sari en die Huisgenoot geskryf. En ek geweet van 'n ding soos Leaseer of Werder nie, die klomp tydskrifte lê daar. En op 'n dag kry ek van George Lou 'n brief of ek nie van my verhale wil stuur dat hulle daarna kan kyk vir publikasie nie. En wie's ek nie? Ek pluk daai klomp tydskrifte daar uit en ek skeur die bladsye uit. Stapel hulle vas? Hoe sit hulle in 'n koevert? Nie in 'n koevert nie. Ek het gehoor 'n mens met hulle in 'n stewige karton, so toe vat ek sommer 'n boks karton en ek plak hulle daar aan toe. En ek stuur dit vir George Lou en ek het nie weer 'n woord van hom gehoor nie. Ek het ook nie verwag om iets van hom te hoor nie. En die ou kamp het daardie ding is binne prys gekry en sy binne is gepubliseer. En vir 5 jaar, ek het nie eens
meer daaraan gedink, ek was eintlik skaam oor wat ek gedoen het, want ek van pure onkundigheid. Toe maak ek kennis met Petra Grutter. Toe woon ons al op Pakketberg op die plaasie. En sy sê, my sussie, jy nie 'n klomp van jou goed wat ons kan na kyk, want sy is toen op die Tafelberg. Ek sê, maar daar lê iets van my by Tafelberg. In 'n boks. In 2 boks kartonne moet 'n tou om. Nie baaltou nie. Toe gaan soek sy dit en sy kry dit. En Petra stuur dit, bring dit vir my terug, want daai tyd is sy baie op die berg gekom, sy daar aan 'n stukkie grond belang gestel. En ek onthou nog die regmerkies wat sy so hier en daar by 'n sin gemaak het. En ek het gaan sit en ek het, toe sê sy, nou moet jy hier aan werk. En ek het gaan sit en ek het daar aan gewerk en dit was die begin van Halfkrone vir die Nagmaal. Maar dit was 'n spektakel. Dit is die begin van wat nou die bundel geword. Dit is die begin van die bundel. Ek het nog 3 nuwe verhale bygeskryf en die ander was almal daar gewees. Kan jy onthou wat die 3 was wat jy bygeskryf het? Ja, ek het Halfkrone vir die Nagmaal en ek het Franken se pan. Nou weet ek nie wat die derde een gewees het, ek kan nou nie dit nie maar dit is al nou blank terug. Dit is al klaar baie betekenisvol, die spesifieke 2 verhale wat jy noem. Halfkrone het jy toe, tot niemand se verbasing nie, dink ek, in 1983 die Eugene Maree prys voorgekry vir debuutwerk of vroeë skryfwerk. Nou, ek weet, dit is nou ook altyd soos hulle op kwelle of so vir iemand vra, maar hoe het dit gevoel? Hier kry jy hierdie prys, wat 'n prestigious prys is. Gaan 'n bietjie terug na daai geleentheid, gaan terug na daai nuus, jy die Eugene Maree prys gewen. Ons wil hoor. Dis heeltemal onverwags natuurlik. Kyk, ek dink nie daaraan nie. Ek weet daar is seker goeie skrywers wat dit verwag, maar ek het dit nie verwag nie, want ek het my nie as 'n skrywer beskou nie. Ek is 'n boervrou en 'n ma in wat ook al. En maar weet jy, toe ek nou eers in Charles Fryer het nou altyd vir my gesê, hierdie en die verhale is besonderse verhale, soos Franken se pan en dinges. Halfkrone. En Halfkrone, daar was nog iemand uitgestaan, wat het die naam vergeet. Samuel Moederbloedige Dag. Stanfien is 'n wonderlike humorverhaal. Dit kom bloedig. Ekskuus, maar ek van liedjie uit so 'n liedjie, jy seker vir Stanfien ergens herken. Die verskriklike boesem. Dit kon bloedige dag gewees het, maar ek kan nou nie meer onthou nie. En as ek die boek sien, sal ek weet. In elk geval, maar dit maak nie saak nie. Weet jy, dan kry jy hierdie gevoel van verstomming en dan van blydskap. En dan dink jy, vir wie sal ek daarvan sê, kyk, my man en kinders praat nie met sulke goed, nie. Ons moet boer. Maar weet jy, dan is ek so, dan is ek werkbaar, ek kry hierdie vreugde in jou. En dan bel ek vir Charles en toe sy nie op kantoor, maar hy bier het natuurlijk toe lang al. En toe op die ou end het hy vir my gebel en toe was het my geluk geweest. En toe was het vir my nogal, hoe sal ek sê, 'n compliment geweest, 'n baie groot compliment. Ja. Iets wat jy nie verwag nie, wat half onverdiend in jou skoot val. Ja. En ek het dan ook gevoel, hiermee stel ek nou, ook daarom nou, toe die boek nou die bundel verskyn het, stel jy 'n stuk van die wêreld bekend aan mense wat dit nie ken nie. Dus ek nou so op, en toe die boek in Potchefstroom, die prijs in Potchefstroom toegekend word aan my, toe sê, ek glo nie iemand weet waar ek vandaan kom, en toe staan daar 'n man op, toe sê hy weet, die wêreld is baie klein. Ja. Dit het ek ook nou al geleer, ek het baie dinge geleer. Ek gaan so 'n bietjie van 'n draaitjie vat. Die tweede belangrikste rede waarom ek hierdie sterk gevoel het hier moet 'n huldigingsbundel vir jou gedoen word, is omdat ek voel dat jy een van die onderskatte skrywers in Afrikaans is. Soos ek ook voel oor Engele van Rooyen byvoorbeeld, en ek weet nie of dit is omdat ons Noordwesterse mense op 'n onderbeklemtoonde manier werk nie. Maar dit is vir my asof mense half bo oor dit kyk. Jy weet, daai wêreld
as jy in Blommetyd daar kom, is dit die mooiste plek in die wêreld, maar as jy die res van die jaar daar kom, dan dink ek, kyk mense om hulle en hulle sê, o Here, hoe leef hierdie mense hier? So jy het 'n geweldige wye, kom ons sê nou maar die geleerde woord, oeuvre, wat strek van 'n kinderverhaal, Boetie Jan se Skilpadnies, deur jou tydskrif Liefdesverhale, die vervolgverhale wat ek in boekvorm gelees het, ek was mal daaroor, dit was as tiener my gunsteling van my gunsteling liefdesverhale, Kielwater, Oggendblom en Bitterkalbas, Die Vuurgety, dit was wonderlike liefdesverhale. En dan jou kortverhale, deur al die verskillende 5 bundels, dan jou romans, jy het jou autobiografiese vertelling van na jou man se doodslag van die Breedwanner, wat een van die boeke is wat 'n mens so in sy skrynendheid van verlies regtig aangryp. En in die laaste jare jou romans soos Toring se Baai, spesifiek groot gunsteling van my en Hoogtyd. En hierdie hele spektrum van werk. Nou ons het in die Afrikaanse boekbedryf 'n vreeslike probleem met kategorisering, wat ek dink half aan die een kant behoort 'n mens nie te kategoriseer nie. Dit is eintlik 'n nuttige bemarkingsding wat ek ook begrip voor het, maar dinge val eintlik op 'n vergelyskaal. En die Afrikaanse letterkunde is so klein dat dit raak al moeilik. Nou sit jy met goed soos goeie gewilde prosa en so, en dan klink dit neerbuigend. Maar jou werk strek regtig van die een kant van die spektrum, beginnende by lees vir die lekker dag van blote ontspanning, met jou tydskrif, jou liefdesverhale, en dan gaan hy deur die spektrum, tot waar 'n mens by die literêre kant van die spektrum kom. Daar waar 'n boek verby eerste vlak van betekenis begin beweeg, na 'n tweede vlak en 'n derde vlak, tot jy nou, jy weet, van 'n werk sal sê, maar dit is nou werklik 'n literêre werk, wat dan iets is wat 'n mens na kyk en wat dan amper meer akademies ontleed kan word. En jy val vir my in daardie kategorie saam met mense soos Darlene Matthee, van André Botha se boeke, van Marita van der Vyver se boeke, Eleanor Baker van die ouer skrywers, wat hierdie boeke skryf wat ontsaglik lekker lees, wat uiters toeganklik is, en dit bedoel ek as 'n kompliment. As 'n redakteur raak 'n mens, is ek baie bewus van toeganklikheid of ontoeganklikheid van tekste, maar hulle het al klaar daai dieper betekenis by wat iets meer gee aan die werk. Toe jy Halfkrone geskryf het, die spesifieke verhaal, wat ek dink die verhaal is waarvoor mense jou ken, en wat ek ook sal sê, as ek nou moet van die kategorisering gebruik maak, ook werklik jou sterkste literêre verhaal dan is. Het jy self oor daai storie gedink, daai skrynende storie, toe jy dit self geskryf het jy gedink dit is iets besonders? Ja, ekskuus dan. Weet jy, ja, dit was vir my 'n storie wat vir my aangegryp het, van die begin tot die einde, die hele situasie van daardie huisgesin, en van hierdie jong seun. Dit was nie vir my net 'n oppervlakkige vertelling nie, dit was 'n ervaring gewees van hierdie jong kind. En die opofferings wat daar gemaak word, en die verwagtings wat daar van die pa is. En dat hierdie hele gesin, maar voornamelijk hierdie seun, dat hy tot die uiterste gegaan het om die heel beste te haal uit 'n situasie wat in sekere opsigte teenstrydig was met die beginsels waarvolgens hy groot gemaak is, dat jy nie mag steur nie, jy mag nie dit nie, en jy mag nie doorslaan en al die goed nie. Dit het alles by my opgekom. Ek het die storie ook in lang fases geskryf. En dan hierdie teleurstelling op die ou end, dat hy so na aan die bereik is van sy ideaal om nagmaal toe te gaan, nie om te gaan vir godsdienst, maar vir eet en drink en plesierig maak. En meisies, die interaksie met sosiale interaksie. En dat dit ook nie op die ou end gegin is, en sy pa sê so waar, hy die rus ook nodig. Ja. Maar miskien het ek het ook toe daaroor gedink, wat het vir hom, dat hy ook kon nadink daaroor, en sien wat het vir hom beteken. Want die storie het vir my
ook 'n ander aanloop gehad. My man se broer wat ouer as hy was. 'n Man met 'n geweldige klomp kinders. Ek dink hulle was 11 by mekaar gewees. En swaar gekry het. En hy het eendag vir my vertel toe ek en Willie nou al getroud was. Hoe swaar hulle as kinders gekry het omdat hulle hierdie uitdagende siewerk moes doen. En dit is eintlik sy storie gewees wat ek nou vir my man laat oor vertel het. En hoe hy see toe gegaan het en hy moes sy geld alles vir sy pa kom gee. En sy pa het hom toe nie half kon nie, maar net 'n shilling gegee en toe het hy dit vir sy pa teruggegee. Want wat kan hy daarmee maak? Ja. Maar daarin kan jy amper sê wanbegrip wat daar tussen 'n ouer en 'n kind ook is. Dat die ouer nie die kind se verwagting doen, die standaard van die pa is nie dieselfde as die kind se nie. Ja. Maar ek het baie goed daaroor nagedink en omdat ek met in hierdie familie ingetrou is, iets wat ek nie geken het nie. Ja, dit was iets wat nie soms so gekom het nie. Dit is soos my man het vir my baie gehelp met my ander skryfwerk ook en ek sal nie vergeet die goed wat ek nie verstaan het nie, kon hy ook vir my uitlê. En ek het in my tweede bundel was dit daar die verhaal gewees van die klomp mense wat op die rivier ook vis gevang het. En ek kon nie lekker die werking van die nette in die bakkies en die goed mooi nie. En ek het hom die middagete gevra om vir my bietjie te verduidelik. Snaaks ek het nou die dag nou op die diagrammetjie afgekom wat hy vir my geteken het. En toe gaan hy 'n bietjie slaap en die kombuis is klaar aan die kant gemaak en hy kom terug om koffie te drink. En ek sê maar ek wil vir jou nou nog iets vra. En hy kyk so vir my en hy sê, hy lig sy voet so op om sy skoen vas te maak. Hy sê, wat wil jy nou nog weet? So mens kan iemand in jou ook jou onervarenheid, kan jy iemand ook misbruik dalk om vir jou die besonderhede te gee, maar dit is baie nodig dat jy die hele situasie in jou kop het. Ja. Gepraat van die baie kinders, ek moet nou sê, een van die humor oomblikke wat ek nou die meeste waardeer het in hierdie bundel, is in een van die verhale, ek kan nou nie spesifiek onthou watter een, ek dink dit was Hemelbed, maar ek is nie seker nie, dan gaan dit ook oor die gesin wat ook maar sukkel om 'n bestaan te maak, en die eense vrou wat nou alweer swanger is, die broer, hulle praat nou oor hulle broer, en die iemand sê in die geselskap, nee, vir hulle moet jy 'n plank voorhang. Dit my baie plesier gegee. Ja, maar dit is ook 'n uitdrukking wat daai wêreld uitkom. Ja. Ek het gewonder of daar mense is wat dit dalk nie sal snap nie, maar ek hoop almal wel gesnap. Dit kom ook uit die diereryk. Ongelram gebruik. Ja, nee, maar ja, as 'n ram, dan het hulle om 'n plank voorgehang, dan kan hy nie by die oor kom nie. Okay, so dit was letterlik. Dit het letterlik gebeur. Dit het ek maar al vandag geleer. Ek het baie dom in die wêreld gekom. Nie geweet waar die uitdrukking vandaan kom nie. Jou boek, en ek moet ook toch nou net eers weer ophou, het een van die mooiste omslae wat ek nou al van 'n boek gesien het, en synde vir baie jare in die uitgewersbedryf, en uiters gesteld op visuele dinge, het ek daarom al boekomslae gesien wat ek gedink het, as ek daai skrywer was, het ek nooit weer 'n boek geskryf nie, bloed uit vrees van die lelike cover wat ek kan kry. Maar ek het 2 keer oorgekom. Jy weet dan. So, en ook pragtig hoe die ontwerper 'n mens waardeer sulke aandag aan detail, dieselfde ontwerp agterop herhaal het. Dis is nou wat 'n mens noem keurige werk. En jou man het die foto geneem. Ja, was op see gewees. Vertel 'n bietjie van hom, dis is 'n lieflike foto en dit moes met 'n baie ou kameraatjie geneem gewees het. Nee, dit was nie, dit was met 'n goeie Canon kamera. Okay. En watter tyd dan omtrent? Want daai riffelrandjies, ja, tot wanneer het foto's dit nog gehad? Nee, vader weet alleen. Maar hy het 'n goeie kamera gehad en hy was 'n baie enthousiastiese fotograaf gewees. Hy het pragtige foto's geneem. Maar hy het altyd as hy see toe gegaan het, hy 'n paar dinge met hom saamgevat en dit was op 'n 2-2 geweer. See toe, ja. Om die robben uit die nette uit te skiet. Ek weet nie wie groen hier is nie, maar dit maak nie saak nie, julle ken nie die omstandighede nie. En 'n kamera het hy graag saam met hom geneem. Ekskuus. Ja?
Jante, wat pyp in 'n pet. Ja, daar is die van zo'n sprekenis. Ja. Een laatste vraag voor Louis ons vasvat hierso. Ek gaan gou net ter wille van volledigheid net sê die 5 bundels wat die verhale uitgeneem is in hulle volgorde. Dis Halfkrone vir die Nagmaal 1982, Sulk van die Aarde 1986, Halwe Hemel 92, Waterbyfie en ander woestynverhale 97 en dan een van die mooiste titels vir my, Die Wind staan Oos 2007. Dis nou nog as ek geskrywe was, sou ek slaan vir daai titel. Nou moet jy vir my sê, van al die stories in hierdie bundel, watter een hou jy die meeste van en hoekom, en jy mag nie sê 'n ma is ewe lief vir al haar kinders nie. Geef my die bundel al dat ek die stories kyk. Ek sal hier almal kyk. Laat my kyk, ja. Wat my nou die meeste getref het, is hierdie, ek sal nie sê dis die mooiste storie nie, maar dit is die storie wat vir my baie diep geraak het, want dit is ook 'n storie wat ek ervaar het uit my kinderlewe uit tot in my grootmenswêreld en wat gedeeltes van vir my vertel is. En dis die verhaal van Juffrou Verdoes. O ja, jo, wat 'n storie. Daar is ander ook soos die mantelstorie ook wat my man my vertel het, waar hulle die hele nag geroei het vir amper niks nie. Maar die Verdoes verhaal, omdat jy moet dit motiveer vir jou. Gaan maar aan, maar dit is fantasties. Dit is fantasties. 'n vrou met 'n besonderse lewensgeskiedenis. Ek dink ook ek het oor haar geskryf in Hoogtyd nie in Torensbaai. Ja, ek het daar onthou. Ja, dit is 'n vrou wat ek kan amper sê haarself beskou het as 'n vrou met 'n swak persoonlikheid. En ek dink nie sy was dit, want sy moes baie moed gehad het om hierdie klomp kinders by verskillende mans groot te maak. En dit is hoekom jy 'n huldigingsbundel kry, sussie, want daai storie is so aangrypend soos die verhaal vir jou was destyds so goed het jy hom geskryf. Soos Etienne Leroux en Magersfontein skryf, hulde. Baie dankie. Dames en heren, is het ook van jullie wat de vraag of Kan sy miskien iets lees vir ons? As 'n versoek dat ons lees, kom ons sluit daarmee af. Is daar vrae hierso? En ek iets ek wil iets vra nie. Ek wil net iets by. Ek het van Kotse gehoor toe sy stories vir my Simon Bach program vir die radio geskryf het in die 60er jare. En dit word nie genoem nou nie. Ek wou net graag dit byvoeg. Dit is, en ek kan so goed onthou toe ek die eerste storie gekry het, was my organiseerder Daan Retief geweest en ek het hom toe gegaan en hom gesê, Daan, hier is skryfster van formaat. En daar het dit bewys geword. Dankie vir daai Simon Bach stories wat jy vir my geskryf het. Baie dankie. Ek sal nogal daarvan hou om een van hulle. Maar ek het gevra daarvoor te sê na 3 jaar vernietig hulle dit. Maar dit ek sal nogal graag weer daarna wil gekry het. Is daar nog vrae? Ek het even nou 'n voetbal gegaan, maar hierso maar hulle sê my hoor, ek is onderwyser. Ek het baie nuuskierig op waar staan E. Elizabeth. Wag, okay. Ek het altyd gedink, toe ek 'n kind was, het ek gedink het staan vir Elise. Ek weet nie hoekom nie. Ek dink iemand het vir my gesê dit staan vir Elise. Ek sou stukkie van lees, ja. Op my manier. Het iemand 'n versoek uit watter storie uit sy moet lees? Ja, uit die eerste ene. Okay. Ons Nou moet jy net sê so ja. okay, jy kan lees tot op die volgende bladsy, einde van die eerste paragraaf. Moet ek vir jou begin en ja, aan die einde van die eerste paragraaf op die volgende paragraaf. Okay, sal ek begin?
Eerste bladsy. Bladsy 9. Ja. Daar was onteenseglik tekens van voorbereiding vir die nagmaal. Die rol rokgoed uit die plaaswinkel, die nuwe velskoene, die sambok en die uitgekeerde bokkapate. En die Vrydagmiddag was daar 2 bokke in die kampie onderkant die huis. 1 vir die nagmaalbazaar en 1 vir slag. Die nagmaalbok sou moes oorstaan tot die volgende naweek wanneer hy saam met die buurvee aangejaag word dorp toe. Die slagbok is dieselfde aand nog keel afgesny. Fritz was toevallig by die huis. 'n Kraaisee het die kreevangers laat opleen en hy kom kos haal en skoon klewe. Toe sy pa die bok slag, het hy 'n blik ondergehou om die bloed op te vang. Hy het nog 'n nuwe rol snoeklyn gehad. Die bloed het hy oornag laat staan om goed te stol. Die volgende oggend is hy afstaan toe waar hy die lyn 'n paar maal deur die nat seesand gesleep om die wollerigheid wat 'n nuwe lyn aan hom het af te maak. 'n tydsame werk, maar hy het die hele Saterdag voor hom gehad. Die lyn gaan span hy tussen die pale van die bokkamp. Toe vat hy 'n stuk ou lap en druk dit in die dik dooie bloed en met die bloedlap bewerk hy die lyn. Smeer hy die bloed goed in totdat die vesels deurtrek is daarvan. Daarna rol hy dit in 'n stewige rol. 'n Snoeklyn wat jy bloed hou soveel langer. Hy was wel 'n bietjie glad aan die begin, maar na 'n paar maal se werk met hom kom hy reg. Jy vang ook beter met hom. 'n Snoek sien al te vol maklik 'n wit lyn in die water en dan kom vat hy nie die bokstang nie. Dit het ou Dampies hom van snoek geleer. Nou ja? Louis is 'n klein man, dit is